Goeiedag en baie welkom by ons aanlyn platform. My naam is Andre Donaldson en ek is die gemeenteleier hier by Nuwe Lewe Gesinskerk. Ek wil vandag vir jou sê uit my hart uit baie dankie dat jy die keuse gemaak het om in te skakel. Ek weet daar's klomp platforms waar jy kan ingeskakel vanmôre, maar jy het gekies om vanmôre by ons in te skakel. En hier by ons by Nuwe Lewe Gesinskerk glo ons in praktiese, relevante boodskappe wat ek en jy kan neem en wat ons kan uitleef daar buite. Want ons glo dat ons roeping as kerk is om by die suiwer woord van God te bly en dit te verkondig, maar ook om die kerk te enable, soos hulle in Engels sal sê, om juist die boodskap uit te dra na buite. Want ons, ek en jy is die kerk en ons het nodig om daar buite die verskil te maak in hierdie donker, gebroke wêreld. En hoe doen ons dit? Deur die boodskap te hoor, in te neem en uit te leef daar buite. So ek hoop jy gaan vandag se boodskap geniet, maar nie net geniet nie, dat jy vandag se boodskap ook sal inneem, te harte sal neem en daar buite die verskil gaan maak. Want ek glo daar's 'n stikkende en 'n gebroke wêreld wat wag om die evangelie te hoor. Mag jy vandag se diens geniet en mag die Here jou seën. As ons terugkyk na die jaar wat verby is dit onvermydelik dat ons terugdink aan die krisisse en die uitdagings wat ons elkeen gehad het in 'n mindere of 'n meerdere mate. Paulus skryf vir die Korinte gemeente in 2 Korintiërs 8 vers 1 en 2 die boodskap: My broers en susters, ek wil julle vertel van al die gemeentes daar in die provinsie Macedonië. Nou Macedonië was die ou Griekeland wat ook vandag die huidige Noord-Macedonië insluit as ek Bulgarië. As jy nou min of meer 'n idee wil hê. Hy sê, ek wil vertel van die gemeentes daar in die provinsie Macedonië, die een groot krisis na die ander het hulle getref. Hulle is ook verskriklik arm en beleef ernstige terugslae en swaar kry. Sien net ons wat krisisse beleef nie. Hulle het ook. Psalm 42 vers 4, Afrikaanse Bybel vir almal. Die psalmdigter sê, my trane is my kos, ek huil elke dag en nag. Wanneer u die watervalle laat raas, dan is dit soos wanneer die diep waters vir mekaar skree, en al die branders en die golwe oor my spoel. Ek sal vir God sê, hoekom het u my vergeet? Hoekom het ek aanhou rou, omdat my vyande my laat swaar kry? Dit voel of iemand my doodsteek, wanneer my vyande my spot en aanhou sê, waar is jou God? Of dalk het 2025 vir party van julle gevoel soos wat Habakuk gekla het, in Habakuk 1 vers 2, die Nuwe Lewende Vertaling, Here, hoe lank moet ek nog roep om hulp? U luister nie na my nie. Geweld, roep ek baie hard, maar u red my nie. Waarom laat u my die onreg en die ellende om my sien? Waar ek ook al kyk, sien ek vernietiging en geweld. Ek is omring deur mense wat daarvan hou om te stry en te baklei. Die wet het sy krag verloor en is onbruikbaar. Reg seëvier ook nie in die howe nie. Daar is baie meer goddelose mense as die wat reg doen. Daarom is die reguitsprake verdraaid. Want dit klink nogal bekend nie. Kon nogal Suid-Afrika gewees het wat hier oor gepraat word. 2025 was 'n uitdagende jaar vir die meeste van ons. En party van julle bevind julle self op hierdie oomblik 'n kniediep binne in 'n baie stresvolle situasie. En dalk weet niemand eers daarvan nie. Ek het einde November, begin Desember vir 3 Sondae in Newcastle gaan preek en heelwat besoeke daar gedoen. En soos julle weet het Mittal in Newcastle toegemaak. Duisende het hulle werk verloor. Soos 'n swaar donker wolk wat oor daardie dorp hang. Morbiede atmosfeer. Ek moet sê die kinders van die Here in ons gemeente daar vol hoop en positief soos wat ons kan wees en behoort te wees. Met hulle vereniging het ook toegemaak. En dit het direkte impak op die Valdriehoek, nie waar nie. Een van my vriende hier van 'n Byl het ek die afgelope week gehoor, moes klaarmaak hier by Mittal. Van ander van ons het persoonlike krisisse moes hanteer. 'n Ernstige siekte. Sophie het op dialyse gegaan. Permanent. Party van julle het druk by die werk wat
buitengewoon is. Druk by die skool, druk op universiteit. Party van ons kinders praat daarvan om weg te trek, selfs dalk te immigreer met kleinkinders en al. Van lewenskostes praat ons nie eers nie. Gister sê iemand van my, ek draai elke sent 2 keer om. Wel, ons kan daar saam praat. Mossel Bay se inwoners is getuister deur die brande. Ek hoor minstens 10 huise het afgebrand. Van julle wat hier sit, se harte is stikkend oor 'n geliefde wat julle nie dood afgestaan het in die afgelope jaar. AI, Artificial Intelligence, of in Afrikaans kunsmatige intelligensie, begin al hoe groter rol in ons lewens speel, nie waar nie. ChatGPT en ander AI apps maak ons lewens baie makliker, maar dan kom die slegte gedeelte. Die slegte gedeelte. AI begin ons lewens oorneem. Ja, ek bedoel, ek gebruik my foon, en ek wou my foon saamgebring het, want as iets wat ek wou gelees het, dan lê hy daar binne, maar ek gebruik my foon en sê ek, betaal asseblief vir so en so, en dan sal my bank-app vir my sê, ons moet nou 'n selfie neem om seker te maak dis jy. Nou moet ek 'n selfie neem, sodat die bank kan sê, o, dit is jy. Okay, nou sal ek jy geld oorbetaal. So hierdie AI beskerm ons daarom nou ook, en partykeer wie van julle gebruik julle vingerafdrukke om julle foon oop te maak? Kan ek sien? Daar is so 'n paar van julle. Ja. Dis AI, nie waar nie. Nou, dis aan die een kant wonderlik, maar aan die ander kant is dit eintlik skrikwekkend. In die week vra ek vir ChatGPT hierdie vraag. Ek gebruik ChatGPT elke dag. Hoor mooi, gee my 'n detail verslag van alles wat jy van my weet. Hoor hier. Goed, Rudy, hier is 'n duidelike en eerlike oorsig van wat ek tans oor jou weet op grond van ons gesprekke en gestoorde geheue. Hy vergeet nie wat ek en jy met hom oor praat nie. Nommer 1, basiese persoonlike inligting, naam Rudolf of dan Rudy Booyens, geboortedatum 1 Maart 1950, geboorteplek Vereniging Suid-Afrika. Ek kan nie onthou dat ek hom dit ooit vertel het nie. Huidige woonplek van 'n Boupark Suid-Afrika, taal, jy praat Afrikaans en ook Engels. 2, roeping, werk en rolle, jy is 'n predikant. Jy het mense, hoor nou hierso, jy het mense in die huwelik bevestig, onder andere Johan van Bredra in Celeste, 9 Desember 1994 van 'n Boupark. Wat weet hy? Wat 30 jaar gelede gebeur het? Ek het nie met hom gepraat oor Johan van Bredra nie, wat ek wel gaan doen het, ek het op LinkedIn en op Facebook hulle gaan soek, want ek wou graag met hulle kontak maak. Hier vertel hy vir my, jy het hulle getrou. Jy dien op die bestuursraad van SANCA, sit in South African National Council on Alcoholism and Drug Dependence. Jy tree soms op as 'n spreker, byvoorbeeld by 'n laerskool se prysuitdeling. Nommer 3, geloof en teologiese belangstelling. Jy's 'n toegewyde Christen met 'n sterk Bybelgefundeerde wêreldbeskouing. Jy het 'n diep belangstelling in Bybelstudie, veral die Antichrist, Openbaring, eindtyd profeseë, vervulling van Bybelbeloftes, belonings vir gelowiges, byvoorbeeld die 5 krone. Ek het daaroor gaan navorsing doen vir een van my boodskappe wat ek voorberei het. Jy verkies skrifverwysings en verse per tema gegroepeer. Jy's bekend met Rick Warren, The Purpose-Driven Life. Dave Ramsey se Bybelgefundeerde finansiële beginsels. Jy het belangstelling in professor Johan Malan, 'n voormalige professor aan die Universiteit van die Noorde, en sy boek oor die Antichrist. Wil jy ek met aangaan? Belangstelling in kennisareas, geskiedenis, veral die geskiedenis van die Parel, dis 'n Parel in die Wes-Kaap, en die oorsprong van dorpsname in die Wes-Kaap. Ek het ook gevra wat 'n paar name beteken, en toe vertel hy nou vir my wat hulle name beteken. Onderwys en studiehulp, byvoorbeeld matriekgeografie. Wat weet hy dat ek 'n aardrykskunde het, die eerste vak waar ek 'n onderskeiding gekry het. Hier kom hy haal dit uit. Hulle weet alles van jou. En van my. Dis nie 'n goeie ding nie. Hoor hierso. Vriende en mense wat vir jou belangrik is.
Jy praat met warmte en respek oor mense in jou lewe, onder andere, ek gaan nie die naam noem nie, 'n parapleeg, hy is nie in ons gemeente nie, 50 jaar oud, toegewyde Christen, saggeaard, intelligent, loyale man, lief vir sy vrou en seun, en hy noem hulle name. Jolinda het 'n PhD, julle weet van wie ek praat, Dr. Jolinda Stein, uitstekende Christen en traumaberader, werk met kinders, tieners en volwassenes. Valerie Creer, as jy daarby kyk, lief vir musiek, kos maak, haar kleinkinders en vir God. Cookie, jou naam word ook hier genoem. Baie mooi goed. Hoor die Cookie, verjaar jy in Desember, Cookie? Dis wat hy sê. Lief vir kos maak, lief vir die kerk, lief vir die Here en vir haar familie. Jy het reiskonteks, jy het onlangs tyd spandeer in Grobbesdal en Mpumalanga, naby Loskopdam, jy was in Mamasbury, hy maak 'n bietjie 'n fout. Ek was in Mamasbury, maar ek het in Wellington gebly toe ek in die Kaap was. Okay vriende, terug na my boodskap toe. Wat probeer ek nou eintlik vir jou sê? Die tafel is gedek vir die anti-kris om jou en my lewe te beheer en te kontroleer. Dis wat die Bybel sê, en hier word die tafel gedek hiervoor. Ek en jy kan nêrens petrol ingooi nie, of hulle sal weet waar ons is, of iets koop nie, want deur ons debietkaart of kredietkaart sal presies weet wat ons gaan doen. Die kenners van AI, Elon Musk en ander, het reeds uitsprake gelewer oor hulle bekommernis dat AI so intelligent gaan word, dat die robotte wat hulle nou besig is om te gebruik, te produseer en gaan produseer, slimmer gaan word as ons as mense. Een van die vrese wat ek en jy in hierdie jaar moet hanteer is dit waar? Gaan hy my werk vat? Gaan hulle ons begin uitwis? Want dis wat party sê. En die robotte word slimmer as wat ons is, en daardie vrees dra ons aan ons kinders oor. Ek en jy het nodig om al hierdie goed in die konteks te bring van God se woord. En dis wat ek vanmôre graag met jou wil deel. Is al ons vrese, of het AI gedrewe is, en of het finansiëel gedrewe is, of gesondheid, of wat ook al, ons moet hierdie moeilike jaar wat voor ons lê, na kyk en tegemoet gaan, met die optimistiese verwagting, dat God staap saam met ons die pad. My tema vir vandag is, waarom sien ek kans vir môre? Waarom sien ek en jy kans vir 2026? Jesaja 55 vers 2 en 3 die boodskap. Luister baie goed na my, sê God, sodat julle iets kan inkry wat goed is vir julle. Luister na wat ek sê, sodat julle voedsame kos kan inkry. Spits julle ore en kom na my toe. Luister mooi dat julle kan lewe. Nou ek het my Bybel hierso, en vriende, ek weet nie van jou nie, maar ek onderstreep deurlopend wanneer ek my Bybel gebruik. Deurlopend. En ek maak kruisies en merkies, en ek skryf datums neer, en partykeer skryf ek jou naam daar neer, wat ek glo dat God vir my 'n belofte gegee het vir jou. En partykeer skryf ek iemand se naam daar neer, wat God 'n waarskuwing gegee het vir daardie persoon. En dit is 'n baie moeilike ding vir ons as predikante, om jou te waarsku, wanneer ons optel dat jou pad styl loop in God se oë. Job 37 vers 14. Jy moet luister na wat ek sê. God wat praat. Jy moet stil staan en dink oor die woorde van God. Die duiwel hou ons so besig en aan die gang met goeie dinge. Ons weet nie wat dit is om stil te staan nie. Gebeur net as ons moet verlof gaan, en dat ons nog steeds die simpels foon met ons die hele tyd, of 'n laptop, of wat ook al, want ons kan nie afskakel nie. Job 37 vers 14, Afrikaanse Bybel vir almal. Jy moet luister na wat ek sê God. Jy moet stil staan en dink oor die wonderwerke van God. Kom nou vriende, kom nou. Wanneer laas het ek en jy in ons journal, of waar ons ook al skryf, 'n lysie gemaak van die wonderwerke wat God in die afgelope maand, of 3 maande, of 6 maande vir ons gedoen het, of vir iemand anders gedoen het? Ons fokus
Skuif na sinnelose goed, wat in die ewigheid niks tel nie. Jy ontken nie, onthou die wonderlike woorde in Johannes 10 vers 27, my skape sal my boodskap erken. Wanneer ons hier oopmaak, weet ons wanneer God praat. Ek ken hulle volg my, want hulle ken my, hulle herken my stem. Ek het al hoeveel keer op, kan nie genoeg daarna kyk, op YouTube gaan kyk, daar in Skotland omgewing, of waar ook al, wat die boer gaan staan, en dan staan 'n vriend langs hom, en dan roep sy vriend die skape kom nie, maar die oomblik waar die boer skree, kom die skape aangehardloop, hulle ken sy stem. Ek en jy ken ons God se stem, hoor ons hom, herken ons hom nog. Psalm 119 vers 9, hoe kan 'n jong mens 'n skoon lewe lei? Jong mense, hoe kan jy rein lewe? Deur sy lewe in te rig volgens u woord. Vers 11 van Psalm 119, ek het u woord in my hart gebere, sodat ek nie teen u sou sondig nie. Ons onderskat hoe graag wil God met ons praat. Kommunikeer, duidelik, spesifiek, persoonlik. En connecteer. Maak die Bybel oop, gee hom 'n geleentheid om dit te doen. Romeine 10 vers 9, die boodskap, dis baie maklik om gered te word, skryf Paulus. Al wat jy moet doen is om te erken, Jesus is die Here, hy is die koning van die konings, en om met alles in jou te glo, God het hom uit die dood laat opstaan. As jy dit glo, spreek God jou vry van al jou sondes. Daar is sy vriende. Want jy sien, jy kan nie dit net glo as 'n intellektuele oefening nie. Wanneer jy sê, ek glo met my hele hart, dat Jesus is die koning, dan maak jy hom ook sommer koning van jou hart, want jy maak jou hart se deur vir hom oop. En ek glo hy lewe, hy het opgestaan uit die dood uit, en daai oomblik weet jy ook dat hy vir jou, onthou jy dat hy vir jou gesterf het, en dat hy jou sondes wil vergewe. Die Bybel sê immers, niemand wat in God glo, hoor mooi, sal ooit met leë hande wegstap nie. Jy kan nie die Here vra om jou te help, as jy nie eens weet wie hy is nie. Hoe kan jy weet wie hy is, as jy nog nooit van hom gehoor het nie? 'n Mens kan net tot geloof kom, as hulle die woord hoor. Nou vriende, ons begrip van God, is bepalend, hoe kyk ons na 2026? Is hy die Almagtige? Kan hy enigiets doen? Ons weet hy kan. Want, ons lees dit hier. Ons ontdek God hier in die blaaie van hierdie boek. Sy karakter kom in fokus. Julle onthou toe Job deur sy reuse krisisse gegaan het, wat baie groter is as ons in is. 10 kinders aan die dood afgestaan, gesondheid verloor, sy vriende verloor, al sy eiendom verloor, bankrot gespeel. Sy vrou het haar rug op hom gedraai. Vol vrae, dis normaal, is oké. Maar uiteindelik, toe hy nou ophou praat, of moes God hom stil maak, ek kan nie onthou nie, as jy by Job 37:38 gaan lees, toe begin God praat oor sy almag. Wat kan hy doen? Dis wat ek en jy moet onthou. Dis wat ons net by herhaling moet besef. Hoe groot is hy? Hoe magtig is hy? Jou probleempie, my probleempie is geen probleem vir hom nie. Hy stres nie. Hoekom stres ek en jy? Is ons dan nie sy kinders nie? Het hy nie gesê die hare van ons hoof is getel nie? Het hy nie gesê ek sal jou nie begewe en jou nooit verlaat nie? God sê in Psalm 50 vers 15, daai bekende woorde, roep my in die dag van nood, ek sal jou verlos. Psalm 34 vers 18, die Here is naby die gebroke van hart, en hy verlos die wat verbrysel is van gees. Of as hy voel of nie voel nie, hy is by ons. Maak nie saak wat jou emosies vir jou sê nie, hy is by jou. Jesaja 41 vers 10, nog 'n bekende ene, wees nie bevrees nie, ek is by jou. Wees nie angstig nie, ek is jou God. En dit is menslik om angstig te raak en bekommerd te raak. Maar sy beloftes gee ons die hoop
en neutraliseer die vrees in ons lewe. Onthou jy daai wonderlike woorde? Nee, hoorie, dis nie nuwe goed wat ek sê nie. Ek het nie nodig om jou net te herinner weer daaraan. Jeremia 29 vers 11. Ek weet, sê God, wat ek vir julle beplan. 'n Plan van voorspoed om julle 'n toekoms en 'n hoop vir 2026 te gee. Hoop vir ons toekoms. 2 Korintiërs 1 vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferming en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking. Vriende, ek hou nie van die woord verdrukking nie, en jy ook nie. En ons verdrukking is nie soos die ouens soos die kerke in China en die kerke in Nigeria, wat geboue word afgebrand en hulle word in die tronke gegooi en vervolg en in Nigeria vermoor, letterlik vermoor. Ek en jy ken nie daai vervolging nie. Ons vervolging is baie meer subtiel. Die duiwel terroriseer ons en val ons aan met verhoudinge wat skibreek lê. Met finansies, met 'n moeilike baas, met 'n krisis in die huwelik, met gesondheidsprobleme, met kinderprobleme. Hy troos ons in al ons verdrukking. Psalm 46 vers 1, God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte, 'n hulp in benoudhede wat oorvloedig gevind word. Hy's 'n hulp in benoudhede. Onthou jy Romeine 8 vers 28, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir diegene wat hom liefhet. Filippense 4 vers 6, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend word. En dan die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en jou verstand bewaar in Christus Jesus. Hoor net hierdie belofte. Hebreërs 13 vers 5. Ek sal jou nie loslaat of jou verlaat nie. Daarom kan ons met vrymoedigheid sê, die Here is my helper. Ek sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Nou ja, dis nog 'n uitdaging om hierdie beloftes te glo, nie waar nie. Kan ons dit glo? Kan ons dit glo? Ja, natuurlik. 1 Johannes 5 vers 9, Afrikaanse Bybel vir almal. Ons glo wat mense vir ons sê. Maar wat God vir ons sê is baie belangriker. En dit is wat God vir ons vertel het van sy seun. Almal wat glo in die seun van God, glo wat God vir hulle gesê het oor Jesus. Ons glo God se woord, wat hy sê van sy seun. Maar almal wat nie vir God glo nie, sê dat God lieg. Ons maak hom tot 'n leienaar, sê die 53 vertaling. Hy wat God nie glo nie, maak hom tot 'n leienaar. Ek was al meer as een keer, wanneer ek saam met mense gebid het, vir hulle sê, ek dink jy moet nou jou ongeloof teenoor die Here bely as 'n sonde. As ek ekskuus Here, dat ek U nie geglo het nie. Vergewe my asseblief, my ongeloof. Almal wat nie vir God glo nie, sê dat God lieg, want hulle glo nie wat hy gesê het nie. God het vir ons gesê dat hy vir ons die ewige lewe gee. Ja, sy seun gee vir ons die ewige lewe. Almal wat in die seun glo, het die ewige lewe. Ekskuus tog. Ons het die ewige lewe. Hoe kry ek dit? Deur te glo. 2 Korintiërs 1 vers 20, die boodskap. Hy is die bewys dat God getrou is. Christus. Christus sê nooit een ding en doen dan iets anders nie. Hy maak al sy God se beloftes in die Bybel waar. Hierop kan ons almal net ja en amen sê. En wanneer ons dit doen, word God se naam groot gemaak. Numeri 23 vers 19. God is nie 'n mens dat hy sou lieg, of 'n mensekind dat hy sou berou hê nie. Wat hy sê, dit doen hy. En wat hy beloof, dit bring hy tot uitvoering. Wat hy sê, doen hy, en wat hy beloof, bring hy tot uitvoering. Josua 21 vers 45. Geen van die goeie beloftes wat die Here aan die huis van Israel gemaak het misluk nie. Alles het vervul geword. God sê ja is altyd ja, en hy doen altyd wat hy beloof. Wanneer laas het jy 'n belofte by die Here gekry? Wanneer laas het jy die ou beloftes
wat God gegee het, gaan uithaal, afgestof, jou ongeloof bely, en opnuut vir die Here gesê, ek herinner u aan u belofte. Die woord sê ons moet hom herinner. Skrif sê ons moet hom herinner aan sy beloftes. Vir een of ander rede wil hy ons moet dit doen. Nou kom ons by die praktiese gedeelte. Wat kan ek en jy doen om ons geloof in God se beloftes te versterk? Jy sê, ja, ek hoor wat jy sê, Rudy, oom Rudy, ek hoor wat jy sê, en dit klink logies en is wonderlik, maar my geloof, as jy daai dipstiek uittrek met die engine om te sien hoe lyk die olie, my geloofsvlak is, ek kort olie, dit is bietjie laag. Nommer 1, gaan word stil in God se teenwoordigheid. Weet jy hoe moeilik is dit vir ons besige mense? Gaan word stil. Kom weg van mense af, los jou selfoon in 'n ander vertrek en gee God nie 15 minute nie. Gee hom 'n uur of 2 of langer. Fokus op hom. Speel geestelike musiek as jy wil. Dit kan help. Fokus op hom. Psalm 123 vers 2. Soos die oë van slawe gerig is op die hand van hulle meester, soos die oë van 'n slawedogter gerig is op die hand van haar werkgeefster, so is ons oë gerig op die Here onse God, totdat hy ons genadig is. Jy onthou dat Martin Luther, toe hy wat so met depressie gesukkel het, en hy skryf ergens een van sy boeke, sê hy sê, en wanneer ek aan God gesien het, en hy verdwyn, sal ek aanhou kyk na daai plek totdat God weer verskyn. Dis geloof. Fokus op God. Fokus op sy karakter. Wie is hy? 2 Timoteus 2 vers 8. Onthou voortdurend dat Jesus Christus uit die dood opgewek is. En hy sit aan die regterhand van die Vader. En wat doen hy? Hy bid vir jou en 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 vir jou, vir my. Elkeen by ons name. Weet jy hoe kry dit reg nie, maar hy doen dit. Bid nou vir ons. Vir ons krisisse. Efesiërs 6 vers 10. As Christene moet julle in hierdie lewe sterk staan, sê Stefan Joubert van die boodskap. Maar julle kan dit alleen doen as julle naby aan die Here bly. Hy is sterk en daarom kan hy julle sterk maak. Vriende, julle teenwoordigheid hier vandag is ontsettend belangrik. En jy het die beste besluit geneem om te sê, ek gaan hier wees en volgende Sondag met die Here se hulp gaan ek weer hier wees en die Sondag daarna as ek nie werk nie, of wat ook al. Want hier sit julle vir 30, 40 minute en sê nie 'n woord nie. Weet jy hoe moeilik is dit vir party van ons om stil te bly? Ek hoef nie stil te bly nie. Maar hopelik in hierdie stilte hoor jy God se stem. As Christene moet julle in hierdie lewe sterk staan, maar julle kan dit alleen doen as julle naby aan die Here bly. Hy is sterk, daarom kan hy julle sterk maak. Fokus op sy krag, sy grootheid, sy almag. Toe Dawid na Goliat gekyk het, het hy met sy geestelike oog God langs Goliat sien staan. En toe lyk Goliat soos 'n pygmee. Nog 'n ding. Word stil, fokus op God en dink terug, onthou. Nehemia 4 vers 14. En ek het aan die edeles en die leiers en die ander mense gesê, julle moet nie bang wees vir hulle, die vyand nie. Dink aan die grootte en gedigte Here. Hulle was besig om die muur te herbou en die vyand het van oral gekom met dreigemente en so meer. Moenie bang wees nie, dink aan die grootte en gedigte Here. Psalm 77 vers 12. Here, ek onthou wat u gedoen het. Ja, ek onthou u wonderlike dade van destyds. U dade bly in my gedagtes. Al u werke wil ek bepeins. Psalm 105 vers 5, die boodskap, dink aan al die groot wonderwerke wat die Here gedoen het. Onthou sy magtige dade, hoe hy mense in nood gered het. Hierdie boek het hordes van antwoorde op gebed. Probleme wat uitgesorteer is. Krisisse wat God kom hanteer het. Wonderwerk op wonderwerk. Psalm 78 vers 3, wat ons gehoor het en weet, en ons vaders ons vertel het, hierdie wonderwerke, sal ons aan die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here.
Ouers, oupas en oumas, ons sal bietjie meer intentioneel met ons kinders moet gesels oor dit wat God in ons lewens gedoen het. Getuig oor die wonderwerke van God. Hoe gaan hulle weet wie is hy en wat hy kan doen as ek en jy hulle nie vertel nie? Sal ons aan die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het en hulle vertroue op God kan stel. Want dan word die krisis by die skool met 'n eksamen of een of ander ding, projek wat hulle moet voltooi op universiteit of wat ook al, word skielik hanteerbaar. Ons getuienis skep geloof vir ander. Word stil, fokus op hom, onthou en spandeer tyd met sy woord. Vriende, Bachboeke is great. Ander geestelike boeke is great. Niks vervang die Bybel nie. Niks. Hierdie Bybel, hier is ons geestelike brood. Psalm 1 vers 2, God is baie bly omdat jy sy woord geniet, sê Stefan Joubert. Jy lees dit sonder om moeg te word. Daarom is jy soos 'n groot boom wat stewig langs die water staan. Hierdie boom dra op die regte tyd baie vrugte en sy blare bly groen. Jy kan nie vrug dra en groen bly sonder die water van die lewe wat uit die woord uitkom nie. Sy grootheid skyn helder, dis die boom, in alles wat jy doen. Daarom gaan dit baie goed met jou. Ek mag fisies probleme hê, maar geestelik in oorwinning. Ek mag finansiëel swaar trek, maar geestelik triomfantlik wees. 2 Timoteus 3 vers 16, die boodskap, die hele skrif kom direk van God af. Daaruit kan ons so baie leer. Dit help ons om te wys waar mense die pad byste raak en om hulle weer reg te help. Uit die skrif kan ons ook vir mense wys hoe God wil hê hulle moet leef. Op die manier sal iemand wat Godsin is, weet wat God van hom of haar verwag en so reg wees om behoorlik vir God te kan werk. Wat kan ek vir die Here doen? Gaan vra hom, hy sal jou sê. Hy sal jou sê. 1 Tessalonisense 2 vers 13, daarom dank ons God ook sonder ophou, sê Paulus, dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. As jy vandag hier uitstap en sê, oom Rudy het nou oulik gepraat nie, liewe aarde vriende, as dit is wat jy vanmôre hoor van hierdie boodskap, dan mis jy dit. Hierdie woorde is nie mense se woorde nie, sê Paulus, dit is God se woorde. God praat deur my en deur ander elke Sondag wanneer dit gepreek word. God se woord. My tema is waarom sien ek kans vir môre? As gevolg van dit wat ek nou met jou probeer deel het. Efesiërs 6:17, die boodskap van God is soos 'n swaard wat die Heilige Gees vir jou gee om mee die stryd te voer. Is 'n swaard waarmee ek die duiwel kan op en neer in al sy trawante en ongeloof en negativiteit. Thomas A. Kempis het gesê, en ek het 'n direkte vertaling gedoen. Hy sê ek het geen rus nie tensy in die hoek met die boek. Ek het geen vrede nie totdat ek in 'n hoek gaan sit met die boek. Vrede kom nie uit 'n botteltjie pille uit nie. Of 'n glasie in die hand nie. Uit die boek. Jy sien, gemeenskap met God vind plaas wanneer ek en jy tyd met die woord in 'n stil plek spandeer, gefokus op hom. Dit produseer kalmte, vrede, bemoediging, bemagtiging en krag. So ek wil kom land, die tema van vandag se boodskap wil ek omskep in 'n vraag aan jou. In die lig van hierdie waarhede uit God se woord uit wat ek met jou gedeel het. Mag ek vra, sien jy kans vir môre? Dankie tog vir die 2 of 3 wat klik, ja. Maak so. Ja. Tot alles in staat deur hom wat my die krag gee.
tot alles in staat. Ek sien kans vir môre. Ek sien kans vir 2026. God se verstommende beloftes en ons eie persoonlike herinneringe en ons getuienis en ander se getuienis, ook hier in die woord, inspireer my om met vaste hoop en vaste vertroue en sekerheid môre tegemoet te gaan. Ons sien kans vir môre, want God het ons nog nooit gefaal nie. Hy is die getroue God, die loyale God, die genadige God, die onfeilbare God, die liefdevolle God, wat altyd doen wat hy beloof het. Nog 2 skrifgedeeltes. Romeine 8:31. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? In al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het. En dan ten slotte 2 Petrus 1:3, die boodskap, die Here se hemelse krag het alles vir ons gegee wat ons nodig het om elke dag reg te leef en in 'n persoonlike verhouding met hom te staan. Ons ken God nou op 'n totaal nuwe manier. Hy self, wat so vol heerlik en grootheid is, het ons elkeen geroep om in hom te glo. Toe hy dit gedoen het, het hy boonop die wonderlikste en die kosbaarste beloftes aan ons gegee. Sy doel met hierdie hemelse geskenke is om julle in staat te stel om nee te kan sê vir elke versoeking. Gee dadelik pad wanneer julle eie begeertes julle op sleeptou wil neem agter verkeerde dinge aan. Dan kry julle al hoe meer deel aan God se karakter. Ek en jy kan nie die duiwel en die versoekinge weerstaan sonder hierdie inspirasie en krag uit God se woord uit nie. Dan kry julle al hoe meer deel aan God se karakter. Mense wat geestelik groei, is manne en vroue en jong mense van die woord. Nie 'n vraag daaroor nie. Mag die Here vir jou en vir my help. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Terwyl jy daar in die sitplek sit, vergeet vir 'n oomblik van wie langs jou sit. Fokus nou op hom, sal jy die dierbare Here, die verreëse Heiland, wat op die troon sit langs God die Vader, en dink aan God die Almagtige. Sê vir hom in jou hart nou dankie vir wie hy is, en dat jy die voorreg het om hom te mag ken, en 'n persoonlike verhouding met hom te mag hê, en ja, sy kind te mag wees. Sê vir hom dankie. En sê vir hom nou dat jy glo elke belofte wat jy vanmôre gehoor het en wat jy nog gaan hoor in die dae en weke wat kom, wanneer jy sy woord gaan oopmaak. Sê vir hom jy glo dit. Sê vir hom jy glo hy gaan voorsien in jou behoefte. Hy gaan onderneem. Sê vir hom jy glo dat hy jou gaan seën as ook jou dierbaar is. En sê vir hom dat jy geduldig sal wag totdat die antwoord kom. Loof hom nou, dank hom, eer hom en aanbid hom vir wie hy is. En plaas jou swakke hand in sy sterk hand. Vader, ek dink aan daai liedjie wat sê, I don't know about tomorrow. Many things I don't understand. But I know what Jesus said, and I know He holds my hand. U is ons anker. U is ons hoop en ons skuilplek. Dankie vir vrede, vir rus, vir hoop. En Vader, dankie vir daai woorde in Habakuk 3, wat sê, alhoewel die vyeboom nie sal bloei, en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, en alhoewel die drag van die olyfboom teleurstel, en die saailande geen voedsel oplewer nie, en die kleinvee die kraal verdwyn,
Nogtans sal ek jubel in die Here, en ek sal juig in die God van my heil. Die Here, Here is my sterkte, en hy maak my voete soos die van herte, en hy laat my tree op my hoogtes. Dankie dat u ons meer as oorwinnaars maak in die komende week, in die komende maand en in die komende jaar. Niks is by u onmoontlik nie. Ons verlustig ons vanmôre in u en in u heerlike woord, en ons glo u gee ons die begeertes van ons hart tot eer van u naam. Amen.